Parasiete by skape is 'n reuse probleem. En dan veral haarwurm, die bloedsuier wat skape oor die hele land laat vrek. Dit is nie die enigste probleem nie. Die probleem is dat daar weerstand teen die wurmmiddels, 10 groepe wat ons vandag het, teen die meeste van hierdie wurmmiddels ontstaan het. En toe moes ons 'n plan maak. Wat ons gedoen het, is dat ons gedink het, hoe gebeur dit in die natuur, dat diere kan oorlewe, ten spyte van hulle wurmbesmetting. Ek het die geleentheid gehad, om op 'n proefplaas net langs die Kruger Wildtuin te werk. En daar het ek met die veeartse en met wetenskaplikes wat in die wildtuin gewerk het in aanraking gekom. Ons het gevind dat zebras tot 124 miljoen parasiete in hulle darmes het. Hoe werk dit? Ek het nog nie 'n maar zebra gesien. Ons het besluit om te kyk na die kliniese tekens van wurmbesmetting. En daarom het ons 5 stappe wat ons na kyk. Die eerste wat ons na kyk is die neus, en dan na die oog, en dan na die ken, en dan na die kondisietelling hier op die lende, en dan kyk ons na diarree. Ons kyk na die slijmvlieskleur om te bepaal, is die dier bleek of is dit gesond. Nou kyk ons maak die ooglid so oop, ons maak nie so oop nie, maar amper toemaak die boonste ooglid en dan kyk ons die onderste ooglid. En die onderste ooglid sê vir ons of die dier dan bleek is of nie. En hierdie is nou 'n vroeë weergawe daarvan waar die oog volgens grade van bloedarmoede dan gekategoriseer kan word en dan die boer kan weet, hierdie moet ek doseer, dan sien julle die doseerspuit en daai nie. Die ding is dat ons dring daarop aan dat die regte kaart gebruik moet word. Kyk wat gebeur as jy daai ding in die son laat. Dan is hierdie kleure heeltemal anders as hierdie, dan maak jy verkeerde besluite en dan word die stelsel beskuldig daarvan dat dit nie werk nie. Hier is nou een wat 'n ou dit self gemaak het. Jy kan sien hierdie kleure is heeltemal verkeerd. Dit is misleidend en dis hoekom ons sê die kaarte, vandag gebruik ons 'n heel wat kleiner kaart, is iets wat sorgvuldig weggebêre moet word en dat hulle vervang moet word omdat hulle kan verbleik. Professor, ons het nou gesien die stappe waar mens deurgaan. My bekommernis is dat dit baie lank vat. Het julle al werk gedoen en miskien vir ons kan sê hoe vinnig kan hierdie stelsel toegepas word? Ja, ons het reeds gedoen. Indien die geriewe goed is, die mense goed opgelei is en die skape nou daaraan gewoond is, met ander woorde mak is, dan het ons tot 500 skape per uur deurgekyk. So jy sê ek soek na dies wat lyk asof hulle kan saamleef met die parasiet en hulle los dit uit en dan spuit ek die reg. Korrek. Maar dan moet jy ontslaa raak van die wurmtaksies. Sit hulle in die voerkrale, maak hulle vet en verkoop hulle. Die boer se oog maak die skaap vet. As 'n mens verstaan die lewensiklusse en hoe parasiete werk, waar hulle voorkom, dan is hierdie stelsel een van die hoekstene van parasietbeheer.